In Johannes 21 vers 11 lees ons dat die disippels 153 visse daardie nag gevang het. En dit dra 'n wonderlike boodskap oor wat jou pogings om vir die Here te werk aanbetref. Die gebruik onder vissermanne was dat hulle die wins te verdeel het op grond van die grootte en die aantal visse wat hulle gevang het. Die vermelding van die presiese getal van 153 dien as 'n bewys dat wat hier gebeur 'n ooggetuie verslag is. 'n Skrywer wat iets wou versin sou eerder 'n ronde simboliese getal soos meer as 100 gebruik het. Johannes merk op dat ten spyte van die gewig van die 153 groot visse, dat die net nie geskeur het nie. En dit was 'n praktiese les oor Christus se vermoë om ons te red. Jesus het vir die disippels gesê dat hulle vissers van mense sou wees. Hy het gesê hulle moet uitgaan. En hierdie ongeskeurde net met die 153 visse vertel 'n groot verhaal. Dit verteenwoordig hoe die Here sy kinders uit alle nasies en tale versamel. Augustinus is 'n goeie voorbeeld van die visse in die net. Hy was in die hedendaagse Algerië in Noord-Afrika gebore. Hy was 'n Berber en 'n burger van die Romeinse Ryk. Sy insluiting in die kerk toon dat die vangs nooit net vir Israel bedoel was nie, maar vir die hele wêreld. Nou Augustinus se vroeë lewe was baie deurmekaar. Hy was jarelang vasgevang in onsedelikheid, het selfs 'n kind buite die huwelik verwek. Hy het aangesluit by 'n radikale ketterse sekte en het alles gedoen om weg te kom van die gebede van sy toegewyde ma Monica. Uit 'n menslike oogpunt was Augustinus soos een van die visse wat probeer het om uit die net te swem. Maar die Here het hom op 'n wonderlike manier in Milaan in 'n hoek gedryf en hy tot bekering gekom. Hy het een van die beste teoloë in die Christelike geskiedenis geword. Hy is die bewys van die onverwagte groot vangs in God se net en hoe dit hy veilig in die kerk ingebring is. Wanneer jy wil uitreik na ander, jou getuienis met ander wil deel, is daar 3 kernbeginsels om te onthou. Die eerste is, die Here het ons gestuur om dit te gaan doen, maar menslike pogings is nie genoeg nie. Die disippels het die hele nag hard gewerk, hulle het absoluut niks gevang nie. Die Here laat sy kinders soms doelbewus te vergeefs werk, want as ons op ons eie getuienis, ons eie intellek, ons eie poging staat maak, sal ons met 'n leë net terugkeer. Vrugtelose tye keer dat ons op eie ywer roem of onsself op die skouer klop. Vrugte is geheel en al aan God se seën te danke. Die draaipunt in Johannes 21 vind plaas die oomblik wanneer die disippels gehoor gee aan Christus se bevel om die net aan die ander kant uit te gooi. Wanneer ons die evangelie deel, dan gaan die evangelie uit. En die Here Jesus kan dit gebruik om deurbrake te bring. Maar ons opdrag is om die net uit te gooi. Ons moet die boodskap deel, ons getuienis met ander uitreik. Ons weet nie wie die uitverkorenes is nie, maar ons gooi die net uit met afwagting, want Christus het die opdrag gegee. Waarom het 153 groot visse skielik in 'n net geswem wat die hele nag lank leeg was? Want God kan doen wat net hy kan doen. Die net wat nie geskeur het nie, beteken dat diegene wat God roep, werklik ingebring sal word. Watter voorreg dat ek en jy deur hom gebruik kan word. Kom ons bid saam. Here, gee vir ons die genade om vandag ons getuienis met iemand te kan deel. Amen.